vir die een wat weer kom. Amen. Is jy in afwagting? Is jy opgewonde daaroor? As jy nie is, nie raak opgewonde saam met ons, want ons wag vir hom. Hy is op pad, hy kom een van die dae. Ons wil net so stadig en ons loop met gebed. Ons dink aan die brande onder in die Kaap, en die Here sal uithelp daar wees in middag vir dae, vir ander plekke waar dit droog is, vir ander plekke waar dit te veel reën, dat die Here sal help dat die regte reën op die regte plekke sal val. Amen. Dat daar nie een plek sal wees wat te veel kry en 'n ander plek wat niks kry. Maar elke gedeelte sal kry soos wat die Here gee, wat hy besluit. Sien ons besluit. Amen. Ons dink dit so aan almal wat vanoggend nie kan wees nie as gevolg van omstandighede. Kom ons sluit die oor om bid ons lekker saam. Here, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier te wees. Wat 'n voorreg om te kan sê ek is in die huis van die Here. Toe Dawid skryf, was my hart nie brandend geweest. Ons op kan gaan na die huis van die Here toe, die Here, so ook elkeen van ons. Here, ons wil bid vir daardie plekke waar dit reën, Here, waar dit te veel reën, die daar sal help. Plek, Here, wat brande het, Here, dat die daar sal aanraak en sal wegvat ook, Here. Ons loof en ons prys die Here, nie om ons te verdien nie, maar alleen in die groot en heilige naam, die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lekker saam, ek is met vars vreugde oor Jesus saam.
in counsel is wonderful.
Ons as orkes gaan weer 'n liedjie doen, maar ons gaan dit na die woord doen. Volg gelei ons oog na die woord en as die skrif lees met oopmaak in Genesis hoofstuk 18. Genesis hoofstuk 18.
Ek moet nie sê voor kerk is 'n baie ongelukkige gedeelte van die krag was. Here, dankie dat ons vandag die geleentheid het om hier te wees. Dankie dat ons met eenvoudigheid kan inkom, Here, al het ons fout, al het ons probleem, al het ons tekort gekom. Elkeen van ons, Here, wat vanoggend hier is, het 'n fout ergens. Nie een van ons is perfek, Here. Maar dankie dat U nog steeds saam met ons is. U nog steeds, Here, opgee vir ons. In die wonderlike naam. Amen. En so die sagte. Amen. Ek wil beskryf vanoggend 'n ding, ek skwaai nie, want ek het 'n woord wat opbouend is. Ons gaan lees Genesis hoofstuk 18 vers 1 tot by vers 15. As ek Jesus my stem so 'n bietjie kraak. Dit het nou net so gewerk dat ek vanoggend die koortjies beslei, bietjie basgitaar speel, lekker saam sing, en die Gees het deurgewerk en ons harder moet sing, so as my stem so 'n bietjie kraak, so nou reg is. Nie bekommerd wees nie. Vers 1 sê, daarna die Here aan hom, dis Abraham verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van sy tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan, staan daar 3 manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe en hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by die knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was die voete lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk die hart. Daarna kan hy verder gaan. Want daarom het hy by my die knegt aangekom en hulle antwoord, doen soos u gesê het. Daarna loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham aan die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat hom gou klaar gemaak het. En hy neem dik melk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit voor terwyl hy self onder die boom, terwyl hy self onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, daar in die tent, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom met 'n hoofletter was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer gegaan volgens die reëls van die vroue nie. En Sara het haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is. Toe sê die Here van Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik maar nou dat ek oud geword het. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het teen gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, jy het gelag. Ons loop verder, die woord van die Here, 'n baie bekende gedeelte. As u saam met ons Bybelstukke lees, sal jy agterkom, dis die laaste stuk wat ons gelees het vir die week. As jy bietjie agter was en moes opvang, dalk gister, dalk vanoggend sal jy sien, maar dis die laaste stuk. Nou, dit gaan nie altyd gebeur dat ek 'n stuk bring en wat ons gelees het nie, maar Vrydagoggend, net na 5, terwyl ek hierdie sit en lees, ek dink ek myself, maar hier is interessant iets, en ek begin daaraan dink, en ek begin daaraan voorberei, en gister het verander die Here met alles. Ek wou vir u bediening, wat gee ek vir die Here? Abraham het Abraham goed gegee. Wat gee ek vir die Here? Maar as ek in my hoofteks kan lees, vers 9, toe sê hulle vir hom, waar is Sara? U vrou.
Waar is Sarah? Nou voor ons gaan kom by die gedeelte, excuse my, soos ek sê, my stem gaan nou reg is. Voor ons gaan kom by die gedeelte wat ons gaan behandel vandag, moet ons 'n kort agtergrond gee wat gebeur het. Nou wie van u wil vir my 'n bietjie sê, die agtergrond van die laaste paar hoofstukke? As ek gesê die laaste 24 jaar, so niemand van julle nie enigiets gesê het nie. Maar wie wil vir my 'n bietjie agtergrond gee, amper 'n one-liner van die laaste paar hoofstukke van hoofstuk 12 af? Ek het dan net gisteroggend lekker daaroor gepraat. Dit allerlei interessante goed vir my gesê. Wie wil my 'n paar goed sê wat met Abraham gebeur het voor hierdie? Hoef nie in volgorde te lees. Hy en Sarah was Egipte. Kyk, wie wil my nog iets sê? Wat het ons gelees van Abraham net voor hierdie in die laaste 24 jaar? Hy het sy tent op verskillende plekke gesit. Yes. Nog een persoon. Celine. As die Here gepraat het, hy geluister, so ons moet doen. Yes. Kan ek vir jou amper so 'n one-liner gee van 'n paar hoofstukke? Hoofstuk 12. Kom die Here by Abraham en hy sê vir hom, jy's nou 75 jaar oud. Jou naam beteken geseënde vader, maar jy het niks kinders nie. Hy sê, jy bly nog in jou pa se huis op 75. Wie van jy bly nog in die pa se huis? My kinders. En ander kinders. En ander kinders. Maar wie van jy, wat 75, bly Tannie nog by Tannie se maale in die huis, aan die Renal. Tannie bly nie meer so by Tannie se maale nie. Hy is so bietjie jonger as 75 nog net. Maar op 75 nog niks kinders nie. Sy vrou kan nie kinders hê nie. Die Here kom en sê, ek gaan jou 'n nasie maak. Ek gaan jou baie mense maak. Maar jy moet trek na beloofde land toe. Jy mag nie meer hier bly, gaan, trek. En hy trek. En toe by die beloofde land kom, toe sal twee probleme. Die eerste is, daar's klaar mense. En die tweede is, daar's 'n droogte. En toe trek hy na by Egipte toe. Wat het by Egipte gedoen, Lanne? Waar het ons gepraat? Hy sê vir sy vrou, moenie sê hy is my vrou nie, ons is nou 75 jaar oud, maar jy is so mooi, hulle gaan my doodmaak en jou vat, sê my is my sussie. Later komt ons uit, dis 'n halwe waarheid, want sy is 'n halwe sussie gewees. Maar hy sê vir my, of sê vir hulle, jy is my sussie, jy is nie my vrou nie. En sy doen het. En die eerste keer kom die pla in Egipte, het raak gelees. Gaan lees hoofstuk 12. Die Here kom met pla in Egipte. Maar die Farao vir Sarah gevat het. En die Farao sê vir Abraham, wat het jy nou aangedoen? Van die goed wat ek vir jou gegee het, en dit gaan weg. Dis hoofstuk 12. En nou begin die one-liners. Hoofstuk 13 is baie maklik. Hy is so geseën dat die plekke waar hy bly nie meer al sy besittings kan vat nie. En hy en Lot skuif in mekaar. Lot gaan af na Sodom en Gomorra toe. En Abraham kry die meer droë gedeelte van die beloofde land. Maar is nog steeds syne. En hy trek rond, en daar is nie baie water nie. Hoofstuk 14 word Lot gevange geneem. En Abraham kry die mens wat in sy huis is. Hy gaan af, hy gaan verslaan die konings wat vir Lot gevang het. En hy bring die mense terug. En die voorskare van Jesus kom en sê, mag jy geseënd wees. Is die koning van Jerusalem gewees. Koning van Salem, Melchisedek, die hoofpriester van God. Sien jy hoe alles alles in mekaar kom hier so. Hoofstuk 14 kom, en dit is ons nou gesê, en hoofstuk 15 kom, en die Here sê, ek gaan 'n verbond met jou sluit deur bloed. Want hy het ons die stoele geskryf en ons 'n bloedpad gemaak het. Dis die verbond wat die Here met hom gesluit het.
Hoofstuk 16 kom Sarah, en sy sê, dit vat nou te lang, ek gaan maar bietjie inmeng. En sy gee as al vind vir hom, sy wil eintlik gehad het, hy moet sê nee. Maar hy vat die slag in, en sy word swanger. En die oomblik toe sy swanger is, toe sy haar afskiet in Sarah. En in Engels wil ons sê, daar was bad blood gewees tussen hulle, nee. Het nie meer van mekaar gehou nie. Die een was opstandig, en daai geminnig, en het was so erg naderhand, hardloop haar gaan maar weg. En die Here ontmoet haar in die woestyn, en sê, gaan terug. Ek gaan vir jou nasie maak, gaan terug. Hoofstuk 17 kom die Here, en hy sê, ek gee jou 'n nuwe verbond. Stuk is nie die Nuwe Testament waar 'n nuwe verbond was. Die Ou Testament ook. Hoofstuk 17 kom, hy sê, ek gee jou 'n nuwe verbond. Al die mans in jou huis besny wees. En die Here sê, dit gaan nie deur Ishmael wees, wat jou nageslag groot gaan wees, en die aarde gaan red nie, dit gaan deur Sarah wees. Dieselfde belofte, wat hy 24 jaar terug gemaak het. Deur Sarah. Nie deur dit wat jy besluit nie. Nie deur dit wat jy gemaak het nie. En hy sê in Hoofstuk 17, oor 'n jaar gaan jy 'n kind hê. En dis iets wat Abraham gegee het op sy vrou is. So lees dit nie so raak. So, nou daarby. Sal u saam met my stem. Ons het nou 24 jaar redelijk gedek. Maar sal ek saam met my stem, hierdie was nie goeie mense gewees. Dit was nie great mense gewees nie. Dit was nie heilige mense gewees nie. Ons wil die Bybel lees en ons wil onsself meet aan heilige mense sonder enige foute. Hierdie is die enigste persoon in die Ou Testament wat die Here sê, dis my vriend. En was jou baie goeie man gewees nie. Hy het maar baie foute gehad. Hy is nie heeltemal die priester van sy huis, want hy kan nie sy vrou beskerm. Hy kan almal anders beskerm. Hy kan Lot gaan red wat gevange geneem word, en hy kan ander gedoen, maar sy wil 'n plek om sê met sy vrou, hoorie, sê is my sussie. Ek het nie genoeg om vir my, om jou te beskerm as hulle my waak. Ja, daar's wonderlike goed wat hy doen, maar ons het maar baie dowwe goed wat hy doen. Sarah was ook nie perfect nie. Ek weet, as ons met jare se belofte sit en dit kom nie tot vervulling nie, dan wil ons ook inspring en self help, nee. Sê nie, as die Here nou vir jou belofte moet gee, en 10 jaar later is daar nog niks nie, dan gaan ons begin inspring en self iets doen. En so is jy nie. Here, ek weet nie het gesê, maar ek gaan dit myself probeer. En sy word eintlik ongevoelig toe daar iets gebeur wat sy aangewakker het. En Hagar was 'n slaafin, sy was nie deel van die volk van die Here nie. En toe sy swanger is, toe verminag sy haar meesteres. Lot was ook nie die beste persoon geweest nie. Ja, Abraham sê vir hom kies, en hy kies 'n mooi gedeelte. En toe Abraham red en sê, hoor, bly nou maar hier by my, toe sê hy, nee, ek gaan terug sonder. Want dis wat Sodom en Gomorra was, is die teken van die sonde gewees. Selfs in die Nuwe Testament verwys Jesus terug na dit toe. Hy sê, in die dae van die oordeel, sal dit beter wees vir daai manne van Sodom en Gomorra, as wanneer hulle wat gesien het wat ek doen en nie luister nie. Dalk is dit die hele doel, hoekom die Here so baie oor Abraham wil praat. Hy wil dalk vir my en u wys, hoorie, Tersius is jy vir die perfekte wees. As die Here jou wil gebruik, hy is perfek, nie bekommerd wees nie. As hy hier gekom het en sê, ag, ek het al weer voordiens gedink, Here, nou is die krag al weer af. So allemaal gaan die moeskone gebruik, maar was die water en gaan by die huis bly. En die is op omgekrap. Moet nie bekommerd wees nie. Die Here is goed. Die Here is perfek. Hy word nie oor die krag nie, hy sê half uur voor diens weer aan.
En as hulle die verskoning wil gebruik van die krag is af, moet hulle nou die bene uit. So nou gaan hulle eie net doen. Maar dan is dit die hele doel van hierdie stuk. Maar ek is nie perfek nie hoor. Regtig nie. As een van die dink ek is perfek, dan gaan jy baie groot teleurstelling kry, ek is nie perfek. Ek het baie probleme, ek het baie foute wat ek maak. Maar die een wat 'n beheer is perfek. Weet jy? Hy wat sê, lees hierdie gedeelte vandag, hy is perfek. Hy wat die woord gee, is perfek. Hy mag die wie ek skuil volg, is perfek. En ons gaan hierdie gedeelte wat ons gelees het, so vers deurgaan, net om 'n bietjie dieper wonder uit die woord uit te kry. Vers 1 sê, Abraham het daar gesit, by sy tent, hy moet verstaan hoe dit werk. In daai tyd het hulle tente gehad, net soos nou, waar die vlakke kon opslaan. In die aand maak hulle alles toe, dat het lekker warm is binne. Ja, die dag, op die hitte van die dag, soos wat hier staan. Dan maak hulle die vlakke oop, dat die wind kan deurwaai, en jy sit in die koelte, en daar's 'n koel briesie, of minstens 'n warm briesie wat waai. Want as jy sit en sweet, jy net 'n bietjie kan afkoel. Sien jy die teenoorgesteldheid van Genesis 2? Genesis 2 sê, die Here het gekom in die saal, die sagte koel briesie, en saam met Adam en Eva kom wandel. Dalk vroeg in die môre, dalk laatmiddag, as dit so begin misreën in die tuin van Eden, het die Here ingekom in sy teenwoordigheid, en daar was 'n koeligheid gewees, maar nie meer nie. Want daar staan, in die hitte van die dag, gaan jy jou brood verdien. As dit warm is, gaan jy moet werk. En Abraham, wat eintlik soos 'n koning was, of 'n aardsvader was, of 'n huisvader was, hoe noem ek ook al wil sien, enige man die so met redelijk ouderdom kan gaan veg nie hoor. Hy het 'n paar ouens gehad, 'n paar slawe gehad, 'n paar mense wat hom gewerk het. En hy sit onder die boom waar die Here van die belofte gemaak het. In hoofstuk 14. Hy sit daar, dis 'n reg is hoofstuk 14. En sy tent vlakke is opgeslaan. En vers 1 sê, die Here kom na hom toe. Daarna het die Here aan hom verskyn. Ek dink nie Abraham het gesit en rondkyk en dalk het hy 'n bietjie ingedit. Dalk was dit net na hy ietsie geëet het, of as dit mos warm is, dan vang ons mos 'n siesta. Jy weet wat dit is, né? Ons gaan in 'n hinderlaag. Ons hinder niemand en ons lê net daar. Tot die ergste hitte verby is dan hy, as jy ouer is nie verstaan. Terwyl hy daar sit, rustig. Vers 2 sê, toe hy opkyk, toe staan 3 mans. Baie mense wil sê, dis die drie-eenheid van God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ander wil sê, is drie-eenheid gewees. Maar dit wat ek bietjie na toe leer, is die Here en 2 keer. Want net hierna, toe 2 van hulle gaan in Sodom en Gomorra aan, was die mense nie bang vir hulle nie. Dit het nie gelyk soos God nie. Daar was niks swaars vir hulle gewees nie. Maar toe Abraham sy wil opslaan, toe sien hy iets wat ander nie sien nie. Want hy het 'n verhouding met die Here gehad. Hy was in kontak met die Here. As die Here sy teenwoordigheid inkom, dan voel hy net soos ons het vanoggend gevoel het. Weet jy, ek weet nie wat het was nie, maar toe hy dit sien, toe besef hy, hierdie is nie net mense nie. En ons Afrikaanse Bybel is 'n bietjie verkeerd vertaal. Afrikaans sê, hy het daar toe geloop. Die Engelse Bybel het die oorspronklike sê, hy het daar toe gehardloop, hy het vinnig gemaak. Hierdie huisheer, wat mense gehad het, wat die rond kan stuur aan die rebel, wat ek kan sê, gaan, en gaan vang dit, en hulle gaan, en sê, gaan, en gaan
so staan op en hardloop, wat nie die gewoonte was nie. Want mans het nie gehardloop. Het was 'n oneer, want jy het 'n lang rok aangehad, en as jy wil hardloop, moes jy jou rok optrek, dan sien die mense jou bene. Dan verneder jy jouself. Maar hierdie man, hierdie vriend van God besef, hier is die Here. Hy is hier. Ek moet nou by hom kom. En hy hardloop tot by hom. Weet hom nie of die laaste vers is wie jy, dis vers 2, ja. En vers 3 sê, hy gaan slaan voor hulle neer, as dit nie presies so staan nie, verdra my maar, want dis wat die skrif eintlik sê, hy val op sy aangesig voor hulle neer. Hy kyk hulle nie in die oë nie, hy staan nie saam met hulle nie, hy staan nie met sy hande in sy sakke nie, hy val voor hulle neer. Want hy besef, hulle het nie net sommer gekom nou nie. Hy val voor hulle neer en hy sê, my Heer, as ek genade in die oog gevind het, gaan tog nie by my verby nie, bly bietjie by my. Sien, hy spreek laat as die Heer. Jy moet sit jy self in hierdie scenario in, broer, suster. Sit jy self in hierdie gebeurtenis in hierdie geskiedenis in. Dink vir jouself wie is daar. 24 jaar lang kry jy belofte op belofte. Die Here sê ek gaan so maak, maar as hy het gesê, dan gaan hy weer weg. En nou is hy hier. Hy staan hier by my tent en hy hardloop en hy sê, ek gaan tog nie verby my weg nie. Daar's 'n benoudheid, daar's 'n dringendheid. Hy sê, bly net bietjie oor. Bly net hier by my. Moenie nou gaan nie. Hou net vas, maar bly net hierso. Halleluja. Want die Here is nou hier vir hom. En hy kom in vers 4 en in vers 5 en hy verkleineer, as ek dit so kan sê, sy motiewe. Jy sien wat hy wil hê, die Here moet bly, dat die beloftes tot vervulling kan kom. Maar dan moet die Here 'n bietjie langer bly, as net vinnig. In vers 4 en 5 sê hy, laat hulle bietjie water bring. Hy kan die voete was, en laat hulle 'n stukkie brood bring. 'n cream cracker. Dan kan jy dit eet en bietjie versterk wees en dan kan jy maar gaan. En hulle sê vir hom, maak soos jy gesê. En nou moet jy verstaan sy plan daar. Jy moet nou dink hoe hy dink hier. So dis nou vers 6, vers 7 en vers 8. Ek gaan nou nie alles lees nie, ons het nou nog gelees. Maar kyk nou sy plan, want hy wil hulle met lang bly. Hy hardloop weer na sy vrou toe. Hy sê, hoor hierso. Kry jy gou vir ons 23 kg meel en bak roosterkoekies vir hierdie 3 mense wat hier is. Weet jy hoe baie is 23 kg meel? Weet jy hoe baie roosterkoeke bak? 23 kg meel. Net om vir jouself so vinnig te bereken te bring. 'n Brood wat jy by Checkers koop, is so tussen 700 en 800 gram. Dis die hele brood, dis nie die meel nie. Dis die hele brood. Gaan koop vir jouself 'n 25 kg honderkos. En sê, dis die meel wat hulle gebruik het vir hierdie 3 manne. Hy sê vir haar, maak gou. Ek dink sy het gedink, jy is weg nou. Het vat die 5 minute om 23 kg meel sy koekies te bak. Die vuur moet nog aangesteek word, dit moet nog gekneeg word, dit moet nog rys bietjie, dan kan ons dit eers bak. En die Renata het hulle brood gebak, nee? Weet, vat het 5 minute vir 'n brood om te rys? Nee. Sit nie, vat bietjie langer, nee? 23, en daarna hardloop hy gou na die kraal toe, hy sê, vang vir ons daai mooi jong kalf. Weet jy hoeveel slag 'n kalf uit? Hoeveel vleis kry mens uit 'n mooi kalf uit? So tussen 60 en 120 kg vleis. Wie van julle kan 'n kilogram vleis eet? Op een sit. Wie van julle kan 'n 500 gram lysie uitsteek?
Ja, ek ken dit ook nie. Hy sê vir hom, slag gou. Kry vir ons, sê dit was die kleintjie as 70 kilogram vleis. Bring gou daai 70 kilogram vleis. Braai dit, is 3 mense wat wil eet. Hy het nie gesê ons gaan nou 'n party hou nie. Hy het nie gesê ons gaan almal nooi om saam te kom eet nie. Hy doen dit vir hierdie 3. Hoe lank gaan dit vat om 70 kilogram vleis? En 23 kilogram se broodkoekies op te eet. Daarna gaan dit, ek is omtrent vers 8, staan daar, hy het nog dit melk en soetmelk ook gemaak. Dit wat so 6 ure daar waar gebly. So 6 ure later, die Here sit onder die boom saam met die 2 engele en rus bietjie. En nou is al die goed amper reg, dit al die vleis is al gaar, al die brood was al gebak nie, maar is al pak. Die eerste is al hier, die eerste 10 kilogram van elkeen is hierso, dus kan begin. En Abraham probeer vir die Here wys, Here, ek is nou waardig om my seun te ontvang. Het ook al probeer doen. Het ook nie ook al voor die Here gekom en gesê, Here, kyk, ek het al hierdie goed gedoen, ek is nou waardig. Ek verdien nou, ja, ek verdien nou. Ek het nou met jou ingesit. Kyk, Here, kyk hierdie lekker kos wat ons vir hier voorberei het. En die Heer van die huis gaan bedien self. Want hy wil wys, Here, kyk, al hierdie goed is myne, maar ek weet, U is meer as ek. So ek gaan hierdie goed vir U gee. Eet nou 'n bietjie daar, 'n bietjie brood, 'n bietjie vleis, 'n bietjie dikmelk, 'n bietjie soetmelk, en dan kom seker soos Josef gewees. Eet bietjie, rus bietjie, en eet bietjie, en rus bietjie tot alles verby is, dat die beloftes wat U my gegee het, dat tot vervulling kan kom, dat U is mos nou hierso. Ek vergeet die Here is oral. Soos wat die Here volgende maand gesê, ek is oral. En hy doen nou sy best om die Here, skies vir my Engelse woord, te impress. Weet jy nou wat hy nou vir hier goed vir hulle gegee het? Toe staan hy nou daar langs die tafel, staan daar. Hy het nie sy gees gesit nie, hy het gestaan. En staan nie dat hy gepraat het nie. Ek het nie lees wat hy gestaan het, vers 8. En hy self het by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. As ons eet, dan praat ons nie baie nie, maar ons praat daarom. Nee, dan kry ek my 3 vrouens in die huis om 'n bietjie stil te bly. Maar ons praat nog steeds. Nee? Dan staan Abraham daar, terwyl die Here hulle eet. Ek kan dit myself indink. Jy moet jouself ook maar die situasies, ek is 'n prentjie mens, dit maak dit vir my die Bybel lewe. Nou staan hy daar en sê, Here, sien jy hierdie boom? Here, dis die boom. Dis die boom waar iemand haar belofte gegee het. Sien jy dit, ja? Die belofte wat wag. Ek slaan aan die tafel en sê, Here, sien daar, was die altaar wat ek gemaak het. Soos 'n bloedverbond gesluit het. Sien jy daar, Here, is daar waar al die aasvoëls en die roofvoëls weghou het. Sien jy, ek het gedoen, ek het gemaak, sien. Here, sien jy daar is die tent waar ons gelê het, waar ons al besny is, dit was seer geweest. Maar sien jy daar is die tent. Ons kan net herstel van die dag, is hier. En sê, Rabbi Abraham, hy het besef die Here is daar vir 'n rede en vir 'n doel. Ek dink is vers 2 of vers 3. Hy besef die Here is daar vir 'n doel en vir 'n rede. En as almal verwag, as die Here eet, gaan hy sê, Abraham, X, Y en Z. En wat maak die Here? Hy sê, Abraham, waar is jy? Abraham, waar is Esther? Abraham, waar is jou aankreeg? Waar is George? Sê, Abraham, waar is
Kan nie al wie sal skoon maak nie, was hy nou? Sê Abraham, was die nie nie. Jy sien, maar die Here het nie gekom vir Abraham nie. Die Here het klaar die beloftes vir Abraham gekom. Die Here sê, waar is jou vrou? Hoekom is sy nie in die waarheid? Jy sien, wat die Here het gekom om met Sarah te praat. Die Here het nie gekom om weer met Abraham te praat nie. Die Here het gekom om te sê, waar is die Sarah? Want vir 24 jaar loop saam met die belofte. 24 jaar die belofte wat die Here van man gegee. Ek weer van man gegee. Ek weer van man gegee. Here, my praat nie met my. Sal het maar self gevoel, ek is nie waardig om daar te gaan sit. Dan kan sy goed met die Here gaan begin. Sarah was oud gewees. Sarah was afgeleef gewees. Ja, 24 jaar in bed gewees. Sy was oud. Sy was moeg. Sy het gesê, Here, dit gaan nie met my gebeur nie. Ek is nou te oud. Selfs my man is nou te oud. Sê, Here, is depressief. So deel miskien vandag en sê, Here, ek sê nou waar ek met my nog. Ek is hier, Here, om kerk te kom, maar ek sê rarig. Ek sê rarig vir my nie, Here, ek gaan nie gesprek kry. Here, gaan nie met my praat. En Abraham was amper om kant gevang, hy is amper kort af en hy sê vir Here, soos aan die tyd. So jy vir my sê. En hy kom by Sarah. En hy praat met Sarah. En hy kyk vir Abraham. Sarah voel sy is nie waardig. En hy sê, oor 'n jaar. Partykeer verstaan ons hierdie oor 'n jaar ook verkeerd wat die Here sê. Dit beteken 12 maande, ja. Maar wat die Here hier sê is, wanneer dit lente is, gaan ek hier wees. Wanneer dit wat dood gelyk het, lewend begin word, gaan ek weer kom. Wanneer dit wat gelyk het of het oud en afgeleef is en oor sy tyd is en nie meer sulke goed kan doen nie en nie meer kinders kan kry nie, wanneer dit weer lewend word en gaan opspring en dan gaan bloei soos aan die blomme wees en blaar aan die blomme, dan gaan ek terugkom en jy gaan 'n kind hê. Halleluja. Is hy profeteer eintlik hier vir Sarah? Hy sê maar, dit wat jy dink dood is. Dit wat jy dink is nou verby, gaan weer gebeur. Want ek het jou gekies. Ek het nie die een langs jou gekies nie. Ek het nie die plannetjies wat jy beraam het om uit te kom gekies nie. Ek het jou gekies. Jy moet sien, die Here het oom gekies. Die Here het hom koos hulle gekies. En Sarah het nog agter die tent wegkruip.
wat nog nie voor die Here eens ingekom het nie. Sê dan, en verskoon as ek na myself so sê dan aan jou, Here, jy is 'n paar jaar oud. Die man is 99. Niks werk nie, 99 meer. Die intimiteit wat ons met mekaar gehad het, is lankal weg. Here, ons vat nie eens meer mekaar se hand as ons gaan slaap in die aand. Here, dit wat U vir ons gesê het gaan gebeur, kan nie meer gebeur nie, Here. Weet U nie hoe werk die liggaam nie? Weet U nie hoe gaan dit met vrouens nie? Oor 'n sekere ouderdom, Here, kan dit nie meer gebeur nie. Sal ek nog met wellustige oë na my man kyk, Here? Hy is oud en vir hom. Hy is 100 jaar oud. Hy stap met 'n keer en ek stap met 2 keer. Here, ons kyk net vir mekaar met daai oor. Ons bly nou saam, ons is lief vir mekaar, maar meer as dit gebeur nie meer nie. Sit jouself in die prentjie, broer, suster. Sien wat gebeur het. Sy giggel wel self weer na binneste. Nie hardop nie, nie na mou nie, nie dat iemand daar kan sien nie. Jy weet mos as jy, my vrou van simpel video's kyk, as sy simpel video's kyk, en denk ek myself moet kyk, Here. Ek Sarah het so gevoel. En Sarah lag, en die Here was met Abraham. Die het raak gewees. Sarah lag, en die Here sê, jy, Abraham, wat lag jou vrou? Het jy nie vaar gesê, wat ek vir jou 'n paar weke terug gesê het nie? Het jy nie nadat ek vir jou gesê, oor die jaar gaan Sarah, ek 'n kind het, bietjie probeer iets doen nie? Abraham, jy is die hoof van die huis, wat maak jy? Het jy vir Sarah gesê, haar naam het verander, of het jy 'n nuwe naam begin noem, en sy dink jy is Sibyl? Want hoofstuk 17 verander haar naam. Maar hoofstuk 18 weet sy nie, die Here het gesê, oor die jaar gaan jy 'n kind hê. Jy sien, as die Here vir ons iets sê om te doen, doen dit! Die Here sê, sal daar iets vir my onmoontlik wees? Hy sê eintlik vir Sarah, hoor hierso, kan jy nie onthou van die mense wat 300 en 400 en 600 jaar oud was wat kinders gekry het nie? Jy is nog nie 100 nie. Sal iets vir my onmoontlik wees? Nee. Hy sê vir, as jy aan die groot, genadige, heilige, almagtige God vashou, dan is niks onmoontlik. Self twyfel, man. Op sê ek dit sê die Here kan. Want hy kan. Dis die geheim, die Here kan. Ewe skielik toe Sarah nie meer agter die tent, ewe skielik toe Sarah daar. Ek het nie gesê die Here, ek het nie gelag nie. Voor sy werk en op sê, jy het ek jou gehoor. Ek is in jou binneste. Verstaan wat sy was bang geweest. Maar weet jy wat saam met daai bang? Toe is daar ewe skielik 'n opgewondenheid. Weet jy hoekom? Want toe besef sy elke ding wat sy hier in haar hart opgesig het na die Here toe, het hy gehoor. Elke ding wat sy vir haarself gesê het, Here, kan dit wees? Het hy gehoor. Elke negativiteit het hy ook gehoor, maar elke positiewe ding het hy ook gehoor. Weet jy, die Here kom vandag en sê, ek kan. Sê 'n bietjie vir jouself, die Here kan. Die Here kan.
Die Here kan, as jy opstaan in die oggend sê, die Here kan, as jy negatief begin raak sê, die Here kan, as jy voel, Here, ek staan nou op afgrond, en ek weet nie wat ek kan doen, sê, die Here kan, want hy kan. Die Here belofte maak, hy kan. Toe ons net hier aangekom het, het ons 'n operasie gedoen op daai tafel. Daai tafel het daai kant gestaan. En ek kan nie onthou wie ons op die tafel was, ek dink dit was Casey geweest. Hy het ingestaan vir iemand se pa. En ons gesê, Here, ons gaan hierdie harde hart gaan ons uithaal. Here, ons gaan hom uithaal en ons gaan 'n sagte hart insit. En 1 jaar het niks gebeur nie, en die volgende jaar het niks gebeur nie, en die jaar daarna het niks gebeur nie. Maar weet jy wat? Toe begin daar die harde hart sag word, want die Here kan. Ek sê die harde hart is heeltemal sag, maar weet jy wat? Die Here is besig om elke stukkie klip uit daai hart uit te haal. Stadig maar seker dat daai hart nie gaan staan nie, maar een van die dae gaan daai 'n sagte hart wees. Halleluja. Hoe kan dit so weer gaan sê? Daai harde hart gaan 'n sagte hart word, want die Here kan. Elke belofte wat die Here gemaak het, hy kan. Elke negativiteit wat jy gevoel het, die Here kan dit wegvat, hoor. Al wat ons moet doen is vas. En die keuse lê by U. Sarah moes dit gevat het daai dag. Abraham kon dit nie vir haar vat nie. Hy het dit klaar gehad. Sy moes gesê, Here, U kan. Want as sy nog steeds negatief gebly het, dan sou daar niks gebeur het. Maar Abraham en Sarah moes met mekaar uitkom, dat daar 'n seun gebore kan word. Want sy moes die belofte vat. Amen. Jy moet die belofte vat. Jy moet vir jouself sê, die Here kan. Skryf dit op 'n blaadjie, plak dit teen die venster, plak dit net voor die kar se ry, plak dit ergens in die kar, plak dit by die werk, teen die kaste, plak dit in die badkamer, dis die plek wat jy die meeste gaan lees, agter op die deur as hy deur toe gaan, dan sê jy die Here kan. Want hy kan. En as ons, broer, suster, net kan besef, die Here kan, mag die wêreld omgekeer word. U moet vandag sê, die Here kan, en jy moet glo, en jy moet gaan met dit. As jy by my gaan kom, en negatief gaan wees, gaan ek vir jy raad gee. Weet jy wat is raad? Ek gaan sê, die Here kan dit verander. Dis al raad wat ons hoef te gee, want die Here kan. Amen. Hanlie, wil jy die gitaar daar agter gou gestem het, en dan saam met ons liedjie speel. Ek kan absoluut wel.